Goeiemôre. Welkom by vanoggend se erediens. Ons teksgedeelte vanoggend is Numeri hoofstuk 13. Ons het vanoggend ons buiteligdiens en ek gaan as deel van die aktiwiteit by die buiteligdiens sommer vir almal vra om hulle stoele net om te draai, weg te kyk van my af en sommer net te kyk na die natuur en dan terug te draai en sommer net te sê wat is dit wat hulle gesien het. Uit 'n aard gaan dit beteken dat mense wat vanuit 'n sekere hoek kyk na die berg, anders te gaan kyk as die persoon wat dalk kyk na die boorde. En die gedagte is dat elkeen van ons met verskillende perspektiewe kyk op die werklikheid, dit wat ons elke dag dan nou ook mag omring. Vanuit die teksgedeelte Numeri 13 is dit dat ek vanoggend sommer net vir jou wil vra, wat is die reëse wat jou bedreig? Wat is dit wat maak dat jy jou vreugde verloor in die lewe of maak dat jy angstig is, maak dat jy bekommerd is oor die pad wat vir jou voorlê? Nou as jy mens gaan kyk vanuit die land, dan mag 'n mens sê maar armoede is vir ons 'n groot uitdaging, werkloosheid, rasisme. Vanuit 'n kerk kan 'n mens sê verhoudinge, dalk kerkoneenigheid, sekularisasie, al hierdie dinge het 'n effek op wie ons is. Mense vanuit 'n besigheidsperspektief kyk en sê maar korrupsie, die uitdaging rondom werksetiek is goed wat vir ons baie keer soos 'n berg of 'n reus voor ons kom staan. Persoonlik kan jy dalk sê maar dit is my omstandighede, dalk verhoudinge waarmee ek worstel. Miskien is dit een van jou kinders oor wie jy bekommerd is, oor wie jy angstig is, ook rondom die eksamen, dalk ook sommige skolastiese uitdagings. En al hierdie dinge kom staan voor ons en die vraag vanoggend is, hoe kyk ons na die realiteit of die werklikheid rondom ons? Nou die gedeelte wat ons gaan lees, ek lees hier van vers 26. Ons sien dat Israel hier is aan die onderpunt van Kanaan. Hulle moet nou die beloofde land in besit neem. En nou gee die Here vir hulle die opdrag vir Moses om te sê, kies uit elke stam iemand wat dan ook die land moet gaan verken en hulle moet terugkom en hulle moet eintlik om terugvoering gee van hoe lyk die landbousituasie, maar ook hoe lyk die stede en die bedreiging wat vir Israel mag inhou. En dan lees ons hoe hulle dan nou uitgegaan het en hoe hulle regtig bewus geraak het dat Kanaan 'n land van melk en honing is, dat die land geweldig vrugbaar is. En dan lees ons hierso, die verkenners het toe by Moses en Aaron en die hele vergadering van Israeliete by Kades in die Paran-woestyn aangekom. Daar het hulle aan Moses hulle en die hele vergadering verslag gedoen en vir hulle die vrugte van die land gewys. Hulle het aan Moses gerapporteer en gesê, ons het in die land gekom waarin U ons gestuur het. Dit loop oor van melk en honing en hier is van sy vrugte. Maar die mense wat in die land woon is sterk en die stede is versterk en baie groot. Ons het ook die nasies van Enak daar gesien. Die Amalekiete woon in die suidland en dan sê Kaleb het egter die manne wat met Moses praat stilgemaak gesê, ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. En daarna lees ons hoe die 10 ander dan nou 'n valse gerig versprei het om te sê, maar dis eintlik nie net reusagtige mense wat daar bly nie, maar dis ook mense wat eintlik dan ook kannibale is, in die letterlike vertaling, en dat hulle nie nou moet optrek na hierdie beloofde land nie. Nou as jy mens gaan kyk na die werklikheid van hierdie verhaal, en dan sien ons dat hulle staan hier op die drempel om die beloofde land in besit te neem. Ons lees dat wanneer hulle verslag doen, is daar goeie nuus en slegte nuus. Die goeie nuus is, hierdie land is vrugbaar, dit is 'n land wat vir hulle baie potensiaal gaan bied. Maar dan is die slegte nuus dat die stede versterk is en die raadgewer sê dan, ons moet eerder nie hierdie land in besit neem nie, want dit is 'n land van reuse. Daarom praat hulle van die afstammeling van Enak
En dan lees ons dat Caleb vir hulle kom stil maak en letterlik die woord gebruik, bly nou stil, omdat hy vir hulle wou terugbring om te sê, maar hoe kyk julle na die werklikheid rondom julle? Word julle bedreig deur dit wat julle met julle oë sien? Want die realiteit is dat die Here hierdie beloofde land aan ons beloof het. Die realiteit is dat die Here vir ons deur hierdie woestyntyd gelei het en dat hy vir ons voorsien het in manna en kwartels en dat hy elke dag vir ons genoeg gegee het en vir ons te herinner dat hy die Here is wat sorg. Hy is die Here aan wie ons behoort. En ek en jy kan vanoggend eintlik vanuit hierdie gedeelte vir onsself vra, hoe reageer ek en jy op die reëse in ons lewe? Reageer ons deur te sê, "Sjoe, hierdie reëse in ons lewe is bedreigend, dit maak ons stom, dit maak ons stil, dit skep vrees by ons," of is dit dat ons leef met die werklikheid om te sê, maar ten midde van die werklikheid, van die uitdagings wat rondom ons is die werklikheid dat God voorsien, dat God sorg, dat God vir ons help, en daarom dat ons met geloofsoë en met God se oë ook na die werklikheid rondom ons sal sien. En dit beteken dat die Here vir ons help om regtig vanuit hom en sy krag elke dag te leef en elke uitdaging dan ook aan te neem. En mag die woord ook vir ons vanoggend help om soos Caleb ons stil te maak, om te sê, bly net 'n slag stil. Hou op om te kyk na die negatiewe, hou op om te kyk na die bedreiging en sien die krag van God en die sorg en die trou van die Here in jou lewe raak. En weet dat in sy krag die Here vir ons sal voorsien en help. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U die krag in ons lewe is en daarom help ons, Here, om elke uitdagings in U naam en in afhanklikheid van U dan ook te betree. Amen.